gee sy vir my weg. Ek was abandoned en ek was rejected. En terwyl ek in die woning gebly het, daar wat sy vir my gelos het, vrae gevra, maar ek het nooit antwoorde gekry nie. Want ek was 'n kind, wat weet 'n kind van daai ouderdom? By the way, ek is nou 50, so ek kan dink hoe oud was en watter tyd was dit. En ek weet in daai tyd, verstaan ek nie, was my ma dan nie lief vir my nie, wat het hier gebeur? Want ek het nie gevra om hier te wees nie. En in die woning waar ek gebly het, was ek die molestering begin. Van seelskinders wat ek ook met groot geraak het in die huis in. En die sexual abuse het begin. En as ek wakker geskrik het in die aand en hulle was besig en dan het hulle maar weer teruggekry waar hulle geslaap het. En dit so aangegaan en ek is oorspronklik van Ravensmead en ons trek na die ander kant van Ravensmead en ek stop. En op 'n tyd in my jong dae, soos ek nou opgegroeid het die goed vir my begin te pla. Ek was getraumatiseerd oor dit. En toe begin ek bietjie roekeloos te raak, kop hak uit. Ek begin te drink en ek begin te rook, maak verkeerde keuses. My vriende kring verkeerd. Ek gaan soek geluk of verkeerde plekke. Maar wat ek nie geweet het, ek gaan 'n prys betaal. Verkeerde plek, verkeerde tyd, met vriende, verkoop hulle vir my aan 'n groot man vir 'n party, vir 'n lekker tyd. En die man forceer hom aan op my en hy verkrag my toe en ek raak swanger. Na 'n paar maande vond ek is swanger. Met my eerste baba en daar sit hy vandag. En jy weet, en wat toe gebeur, toe ek vra, toe hulle vir my vra wat het gebeur, toe sê ek vir hulle maar, die hele storie, wat gebeur het. En soos julle mos maar ook weet, daai tyd, die community baie te sê, nee, sy is ou gehad, nee, sy was besig gewees, maar dat die regte storie geweet het. En jy weet, en ek los, toe ek uitvind ek is swanger, en toe besluit ek gaan ontslaa raak van die baba. En in daai het ek maar gehoor wat die ou mense gedoen het om die babas af te maak. En ek gebruik elke raad, en elke storieetjie, en probeer die kind afmaak. Maar die baba sit. En daar begin te komplikasies te kom en ek moes hospitaal toe gaan. Die baba is toe 6,5 maande gebore en ek moet wel 5,5 maande in die hospitaal lê. En elke dag moes ek hospitaal toe gaan om my kind te gaan besoek. En ek moes slaap in die hospitaal, soms so vir 'n week. En ek het nog nie 'n moederlike verhouding met die baba, en ek het nog nie die connection nie. En 2 maande in daai tyd maak hy 'n operasie, want die galoperasie het gebars. En die dag, toe bid ek vir my kind. En ek sê, Here, my kind het nie gevra vir dit, die straf vir my. As ek dit nie gesondig het, ek is bereid om die punch te vat. Maar behoed en bewaar my kind. Dit was die Vrydag, die Maandag toe die dokters kom en hulle doen weer toetse. Doen my kind nie meer 'n operasie nodig. Amen. My seun. Toe kon ek hom noem my seun, want al die tyd was 'n dikken. Toe kon ek hom noem my seun, want nou is daar 'n connection. My kind kom uit die hospitaal en my grootma sê vir my, kan nie nog 'n mond voed nie, jy moet gaan. Ek en my kind gaan so plek, ons kry my biologiese mens, familie. Die huis, wat ons dan gaan woon, lyk so Sodom en Gomorra. Vensters is stukken, mure is popswart. Die mense drink van die oggend tot die aand toe. Daar is nie kos in daai huis nie. Die kos wat hulle het is wyn. En hier is ek, standaard 6 uit die skool uit. Niks. Experience van werk nie eens. Met drie waar gaan ek werk kry. En ek begin hier skoon te maak en daar huis skoon te maak en daar was goed te was, want my kind moet eet. En ons kom toe en ek kry 'n kontrak en die kontrak maak klaar en ek maak my kind groot. En die kontrak is toe maak klaar en nou toe ek nie meer werk nie. En ek gaan die kompie paar is weg van ons af met die burger verkoop daai jare. En ek vat die snuffelgids by hom. En ek kyk daar vir
werk in die slaggids en daar staan ladies needed. Nou soek ek al 50 cent, maar ek wil nou tikkie box toe gaan. En ek kry die 50 cent en ek maak 'n call, ek kry 'n interview dieselfde dag. En ek gaan werk en die man vra vir my al die werk gedoen. Hy sê vir my nee, hy is skoonmaak, hy is prostitutiewerk. En ek dink aan my kind by die huis. Maar ek gaan nie weer dat my kind sonder kos groot raak. Of weer nog 'n aand sonder kos gaan slaap. En ek begin met die prostitutiewerk. So, next time aan die hier's mos baie in die voortrekker weg. Wat so staan daar? Hulle mos 'n probleem vir die mense. So volgende keer as u 'n prostituut sien op die pad, bid vir haar. U hoef nie na toe te gaan en vir haar nou op te lê of te vra kan ek maar vir jou boek bid nie. Soos jy verby ry of so verby stap, sê Here, verander haar lewe. Here, sy het dit vir Suster La Rochelle gedoen. Here, u kan dit in haar lewe ook doen. Here, ek ken nie die redes hoekom sy daar staan vanaand of vandag nie. Here, net u weet, want 'n mens staan nie vanoggend op en dan besluit jy wil 'n prostituut raak nie. En jy weet ek raak 'n prostituut en ek beweeg van plek tot plek. En in daai tyd kry ek nog 'n baba, Lauren, nog 'n paar sip gaan koop. Hy is in die area maar waar hy ook nie. En ek is steekvestig, ek het dan ek kan weer, ek kan nou my eie kinders kyk. Ek kan hulle self grootmaak, want ek maak 'n klomp geld as Angelica. En die tyd gaan aan. En ek begin in Seapoint te werk en in Seapoint kom ek weer terug Parel toe en ek werk in Maitland en ek werk in Bellville en Kraaifontein by al die die escort agencies by die huise. En ek weet en ek gaan een aand toe gaan ons na 'n klub toe en ons sit daar so en die man kom vir my vir ons drank en ons ken die man nie en hy sê voel hy wil vir ons drinks koop. En ons vat die drinks en die man kom sit toe later van dit en die man is van Durban. En hierdie man is nou toe oor my. En hierdie man knoop 'n verhouding aan en die man is toe nou die ridder op die Witberg, my sussie. Want hy aanvaar vir my met my werk, hy aanvaar vir my met my 2 loskinders en hy dra vir ons op die hande en hy gee vir ons alles wat ons wil hê. 2-3 maande vra hy vir my om te trou en ons het 'n engagement party in die Kaap en ons het 'n engagement party in Durban. En ek kom in Durban, upon arrival sien ek die mense se gesiggies lyk so lekker, want die hele familie sit daar. Nou dink ek, wat het die mense nou expect? 'n dame met gladde hare, met 'n skerp neus en hier kom ek aan nou in net my kroeskop en my plat neus. En my plat gesig en met my hoë wange. En ek kon sien die mense se disappointment. En ek sê vir my kinders, "Hoe gaan die mense nou? Ons gaan nog nie bly, laat ons klaar maak." En die maandag toe kom ons weer terug Kaap toe. 2 maande daarna besluit hy moet terug gaan Durban toe, want hy moet sy tak gaan ran in Durban in. En ons gaan en ek pak alles op en ons moet nog my draai, is my verloofde se man is. My Prince Charming die. En ek besluit, ons gaan die kinders los, ons kom weer terug van die kinders. En ek pak op en ek weet, tot my spyt. Toe verander my prins in 'n monster in 'n nightmare. Toe begin die abuse. En as ek van abuse praat, dan praat ek van alle tipe abuse. As ek die dag by die huis was, ek was in die werk, dan kry ek 'n phone call, "What are you wearing?" Dan sê ek, "You know, het was warm, ons kapenaars ken nie van, het is warm, ons die toes aantrek." Dan sê vir my, "Nou, jy moet iets anders gaan aantrek." Dan gaan trek ek iets anders aan. Paar weke daarna, toe vind ek uit, maar die skoon mense, wat vir hom bel en klaar by hom, want hy sê die aand het die werk uitkom en dan kry ek pak. En later van ek begin ek die aand op te bou vir hom, want ek kon dit nie hanteer en as ek nie met hom wil geslaap het, ek
En ons kom in Durban en hulle treat vir hulle ook baie sleg. En ek besluit nou ons genoeg gehad en ons gaan Kaap toe. Ons kom terug Kaap toe. 'n maand daarna, hier staan die man, hier kom die man terug Kaap toe. Hy het sy werk gelos. En hier is ons nou, woon by my auntie se huis, weer by die huis, die Sodom en Gomorra huis, hy werkie, ek werkie, wie gaan nou werk? En ons het 'n discussion, wie gaan nou werk, en hy sê vir my, jy gaan nou werk. En ek vraag, waar? Hy sê, back to prostitution. En ek dink, Here, maar U het vir my die man gegee om vir my te sorg, vir my te beskerm, met alles wat hy het. Maar kyk, wat doen hy? En ek maak die besluit, ons gaan nie op my auntie se rug lê nie, sy nek lê nie, want ek het ook nie lus vir stories nie. En ek bel die mense in Seapoint en ons gaan Seapoint doen. Die agreement was gewees, ek gaan terugwerk toe, ons praat oor my werkie. Maar as ek uit die werk het gekom het, dan, hoe was het? Hoeveel het jy gehad? Was het beter? En as ek nie wou geantwoord het, het hy my geslaan totdat ek geantwoord het. En een aand by die werk is ek moeg en my collega staan daar so, agter die baan, ek staan hier so. En sy sit daar so en sy roep die drugs. En sy vraag my, why you look so tired? Ek sê, ek is moeg man, los my net uit. Sy sê, nou met ek hier, dan gaat jy lekker voel, jy gaat wakker wees. Ek sê, jy moet nie mal wees, man. Sy sê, kyk hoe leng, sy vat net die heat, het gaat niks maak nie. En ek vat die heat, sy stiek vir my aan, en ek vat die heat, en ek gee die ding wat terug, en ek sê, jy, die ding maak aan niks nie. En sy sê, nee, jy maak hier reg, jy ga jou wijs hoe jy moet maak. En sy laat my 'n tweede heat vat. Na 'n tweede heat sal mense lê jou ma op die grond en skrik 10 minute later wakker. Van daai heat. En toe ek daar wakker skrik, dus ek het nog 'n heat, en nog 'n heat, en nog 'n heat. Want ek soek daai heat. Ek wil daai feeling weer experience, wat ek ge-experience het, toe ek daar 10 minute uitgeleer het. En ek het dit nooit gekry nie, en so het ek ook geraak aan drugs. En dit was nie genoeg vir my nie. Toe begin ek later van ek kokain te gebruik. En ek begin later van ek maar buttons op te rook en rocks te rook. En ek is vir 12 jaar in prostitusie en ek is vir 5 jaar, 6 jaar in drugs in. Minister Bloemolde. En ek weet, en in die oggend as ek huis toe gaan, dan sorg ek maar dat ek my eie gedrak is. Want ek weet as ek nou huis toe gaan ek pak kry. So ek gaan niks hou op voel die slaan jy maar. En het is so erg gegaan, dierbaar is. Ja, laat hy later van tyd gesê dat niemand gaan vir jou glo nie. Want as ons by my familie gekom het, vraag vir my kinders, dan kon niemand geglo het is die man nie, wat my so abusive. Want hy gee vir hulle alles wat hulle vraag,